Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat ons warm kon slaap gisteraan, dat ons vanmôre kon opstaan, dat ons die nuwe dag in sy naam tegemoet kan gaan, en die gebed van my hart is dat die Here vir jou en vir my baie ryklik sal seën in hierdie dag, sodat ons 'n seën vir ander sal wees, en dat die Here ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Nou ons gaan vanmôre ons boodskapies afsluit, wat handel oor Bybelse optrede in tye van krisisse. Ek wil vir u sê, vriende, ek sê nie vir u alles wat 'n mens kan sê oor hierdie bepaalde onderwerpe nie. Hierdie is maar inleidende gedagtes. Ek het vir u sekere boeke aanbeveel om te lees. Daar is wonderlike Bybelse voorbeelde wat u kan bestudeer, en die gebed van my hart is dat u verdere ondersoek sal instel om u te vergewis van wat die Here deur hierdie dinge in ons lewe wil toelaat en hoe ons hom kan verheerlik. Ek vra dat u moeite sal doen, regtig tyd sal spandeer, en die tyd wat u miskien ledig is en op 'n selfoon spandeer, dat u eerder 'n boek sal neem en sal lees en so 'n bietjie meer ondersoek sal instel oor waarom die Here sekere dinge oor ons lewe toelaat en hoe ons hom kan verheerlik daarin en daardeur. Nou vanmôre gaan ons afsluit met die reeksie Bybelse optrede in tye van krisisse. Vanmôre dan die volgende gedagte: dit is noodsaaklik dat ons verwagtinge nie ons wandel beïnvloed nie. Vir u gesê, vriende, daar is sekere dinge waarom ons deur krisistye gaan. Daar is sekere antwoorde wat ons kan kry, maar ek wil vir u waarsku en in liefde vir u aanmoedig om nie in hierdie struik te trap van om u verwagtinge dan so hoog te maak dat dit later u wandel met die Here beïnvloed nie. Wat bedoel ek daarby? Vriende, ons beleef 'n tyd waar baie predikers vir ons sê, as ons sekere goed doen, dan moet die Here 'n teenprestasie lewer. So as ons A, B en C doen, moet die Here D, E en F doen. En dit is nie so nie. Luister, in die Ou Testament het die Here 'n sekere opdrag vir sy volk gegee. Vir die volk gesê, as julle wandel in my wet, dan sal ek hierdie en hierdie van julle weerhou. As julle sondig, gaan ek die en die oor julle pad toelaat. Maar luister, ek is nie Israel nie. Daar was sekere beginsels in die Ou Testament, ek het al daaroor gepreek, daar is sekere beginsels in die Ou Testament gewees, en vriende, die volk Israel het dit gehoor deur die mond van die profete en deur die mond van die Here. Dit beteken nie ons alles maar net in die wind slaan nie. Maar as ons kyk in die Nuwe Testament, die genadeverbond waarin ons onsself bevind, dan sien ons hoe die apostel Paulus geweldig goed gedoen het. En die Bybel sê vir ons, hy het een krisis na die ander krisis, na die ander swaar kry beleef. Daarom die beginsel is, die Here weet wat hy doen en waarom hy sekere goed oor ons lewe toelaat. So moenie in hierdie verwagting lewe dat as ek die Here getrou dien, gaan niks slegs met my gebeur nie. Want dit is 'n onbybelse beginsel en die voorbeelde is duidelik. Die Bybel sê dat Christus, die sondelose seun van God, het geleer uit wat hy gelei het. Gaan lees die Bybel, gaan bestudeer God se waarheid en God se woord. En daarom is het belangrik dat u en ek nie 'n verwagting sal hê wat my wandel sal beïnvloed nie. En baie mense leer vir jou en baie mense wil vir jou kom sê en baie kerke en baie van hierdie televisiepredikers wil vir jou kom sê, as jy die Here dien, dan moet dit altyd met jou goed gaan. Daar kan niks sleg met jou gebeur nie. Dawid sê in Psalm 30 vers 7, hy sê, ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Dis vers 7. Dawid in sy sorgeloosheid, in die tye van oorwinning, in die tye wat dit goed gegaan het met hom, sê, ek sal nooit in ewigheid wankel nie. Vers 8, Here, hoofletters, H-E-R-E, die verbondsgod, hy sê, Here, u het my berg deur u welbaar sterk laat staan. U het u aangesig verberg, ek het verskrik geword. In dieselfde asem sê Dawid, ek sal nooit wankel nie. In die volgende vers sê hy, die Here het sy aangesig verberg en hy het verskrik geword. Die hele gedagte is maar net onthou, dis nie as die krisis kom nie, dis wanneer dit kom. Die Here gaan by tye dinge oor my en jou lewe toelaat om ons te vorm, om ons te heilig, want ek is sondaars, uit genade gered as ons kinders van die Here is. En ons moet deur krisistye gaan, sodat ons soos goud tevoorskyn kan kom. God berei ons voor vir sy heerlikheid. En selfs Christus het geleer uit wat hy gelei het. Daarom moenie in hierdie verwagting leef dat daar nooit iets verkeerds of iets wat 'n krisis is of iets slegs oor jou lewe sal kom nie. God doen dit nie om kwaadwillig op te tree nie, maar om jou en my te verander, te vorm, sodat ons meer kan word soos Jesus. Vriende, nog 'n gedagte, neem tyd om jou aandag te vestig op die hoop, soos opgesluit in die woord. Dit is baie belangrik om hierdie waarheid raak te sien. Jy sien, dikwels maak ons tyd vir ander dinge, maar skeep God se woord af. En daarom is het belangrik dat ons aandag sal vestig op die hoop soos opgesluit in die woord. Hoor wat sê die Bybel, 1 Korintiërs 10:13, geen versoeking
het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar as jy saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Wanneer ons tyd neem met God se woord, en God se woord begin memoriseer, en daar kom 'n krisis oor my lewe, herinner die Heilige Gees my aan die woord. En ek besef, maar luister, hierdie woord is in my hart weggeberre, dat ek teen God nie sal sondig nie. Onmiddellik wanneer die krisistye oor my pad kom, ek het onlangs 'n mooi getuienis gehoor, waar my vrou vir my sê, op daardie bepaalde tydstip het daardie versoeking oor haar pad gekom, daai krisis het oor haar pad gekom, en die Heilige Gees daar herinner aan hierdie woorde. Geen versoeking het jou aangegryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou. 2 Korintiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge, en die God van alle vertroosting. Hoor nou, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Is dit nie vir u kosbaar nie? Die Here sê vir ons kan hom loof, en Paulus sê, ons seën die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want hy is die Vader van ontferminge, die God van vertroostinge. Hy troos ons in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Ek het vir u gesê, dit is belangrik om te sien, dat God se woord in ons lewens ingebou moet word. Dit panser ons in die tye van krisisse, sodat ons weer op ons beurt ander wat in krisistye kom, kan help, soos die Here ons gehelp het. Psalm 73:26, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Jy sien, die psalmdigter sê, al loop alles verkeerd, en al is ek op pad om te sterwe, al is my liggaam al so uitgeteer, dat ek op pad na die graf toe is. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Ek vertrou die Here nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. Daarom sê Paulus, verbly julle altyd in die Here. Nie in jou omstandighede nie, nie in jou gesondheid, nie in jou finansies, nie in jou kinders, nie in jou werksplek, nie in wat jy bereik het in die lewe nie, nie in jou kwalifikasies nie, verbly jou altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En dan vanmôre die laaste gedagte, waarmee ek wil afsluit, wat so belangrik is, wat die Here ook in my lewe vir my moes kom leer het, pas op vir die tydsfaktor. En wat bedoel ek daarby? Pas op vir die tydsfaktor. Jy sien, vriende, dikwels is kinders van die Here gemoedelik, as die krisis hulle tref. Jy hoor, jy het kanker, of jy kom in 'n ongeluk, of daar's miskien werksverlies, en dan is kinders van die Here gemaklik en sê, ag weet jy, God het gegee en God het geneem, en ek verstaan nou, en ek gaan deur hierdie krisis, en Here, baie dankie dat u my nie sal begewe en nie sal verlaat nie. En vriende, dis goed en dis reg. En Job het dieselfde oorgekom, maar soos die dae weke word, en die weke word maande, en die maande word soms jare, kan dit gebeur dat 'n mens opstandig raak, of dat jou geloof begin wankel, want jy dink by jouself, maar gaan die Here nooit 'n uitkoms gee nie. En dan begin jy worstel met jou eie gedagtes. Is ek werklik geanker in die geloof? Het ek dalk die onvergeeflike sonde gedoen? En nou begin jy met allerhande goed, en die vyand is so getrou om 'n mens te bombardeer met allerhande pile wat afgeskiet word. En wil ek vir jou sê, pas op, staan stil. Onthou net die krisis, jy en ek weet nie hoe lank die krisis sal duur nie. Dit kan duur tot die dag van ons dood. En daarom is dit belangrik dat ons werklik op die Here sal vertrou. So pas op vir die tydsfaktor, dat dit nie vir jou moeg en moedeloos maak, en ongeloof in jou hart bring, en twyfel oor God se goedheid, en sy werkinge in jou lewe, om jou te vorm en te heilig nie. Job 7 vers 2, daar staan, soos 'n slaaf wat hyg na die skaduwee, en soos 'n dagloner wat wag op sy werkloon, so het ek erfgenaam geword van maande van teleurstelling, en is nagte van moeite vir my bestem. So kosbaar hoe God se woord hierdie dinge vir ons beskryf, dat ons dit kan sien in 'n prentjie. Ek sien hier vir hierdie man Job, en hy sê dat hy het 'n erfgenaam geword van maande van teleurstelling en nagte van moeite. Dit is vir my, as ek na hierdie man se lewe kyk, is dit vir my so 'n geweldige bemoediging, om vir die Here te vra, Here, wanneer ek deur 5 jaar van krisisse gaan met my hart, of mense wat kanker het, of mense wat deur ander krisisse gaan, miskien 'n ongeluk en 'n been word afgesit, of daar is een of ander iets wat gebeur. Here, help ons om te sien dat u ook in daardie maande van teleurstellings en nagte van moeite by ons is. U is die bron van hoop.
U is die skaduwee in die tye van hitte. Here, U is die oase in die woestyn. U is die God van die nabye. Daarom sê die Here vir ons, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek beveel mense dikwels aan. Ek deel met mense, vriende wat siek is. Ek deel met mense wat werkloos is. Ek deel met mense wat toe hulle jonk was, daar dinge aan hulle gedoen was, hartseer dinge. En dan leer ek hulle een groot Bybelse waarheid, vat dit een dag op 'n slag. Die Here sê, sy genade is vir ons genoeg. Sy krag word in ons swakheid volbring. Een dag op 'n slag, dis al wat die Here ons beloof het. Ons weet nooit of hierdie ons laaste dag sal wees nie. Daarom, een dag op 'n slag, oë gefestig op Christus. Ons weet, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En so gaan ons dag vir dag deur ons krisistye, met die hoop dat die Here op sy tyd vir ons die uitkoms sal stuur en homself sal verheerlik. En as hy nie die uitkoms sal stuur nie, dat ons sal weet die heerlikheid lê vir ons voor, waar ons uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En ek dink dis waarna elke kind van God verlang, is om daardie woorde uit ons meester se mond te hoor. Vriende, groete vir u, baie seën, mooi naweek en mooi dag verder te raak.